Goeienaand broer en suster. Welkom aan almal van julle by hierdie erediens. Dit is 'n voorreg om almal hier te verwelkom. Mag jy die besonderse teenwoordigheid van ons Here en ons God beleef. Mag jy beleef dat die Here ook gesterf het ter wille van my en van jou. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Hierdie Here groet jou met die woorde, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Van God ons Vader, die Here Jesus Christus, en dit deur die kragtige werking van sy Gees. Amen. Broer en suster, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan, en sing ons lied 393, ons sing vers 1 tot 3 van hierdie lied, dan kan u weer u plek inneem. Vir ons lees in Psalm 22, my God, waarom het U my verlaat en bly ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en nie antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige wat woon, waar die lofsange van Israel weer klink. Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en U het hulle bevry. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur mense bespot en deur vloek verag. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat hom aan die Here oor.
Laat hy hom red. Laat hy hom bevry as hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder die sorg, van die begin van my lewe af, is U my God. Moet tog nie so ver van my af wegbly nie, want die nood is naby, en daar is niemand wat help nie. 'n wreedaardige klomp mense het my omsingel, soos die beeste uit Basan, staan hulle my toe. Soos verskeurde brullende leeu's, storm hulle met oop bekke op my af. Ek is soos uitgestorte water. Al my bene het uitmekaar geval, my hart het soos was geword. Dit smelt weg in my. Ek is so min werd, soos 'n potskerf. My tong kleef aan my verhemelte vas. U laat lê my, asof ek dood is. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, soos die psalmdigter waar ons kom uitroep, Here, ons soek U. Here, ons is in afhanklikheid van U en ons leef, Here, in hierdie wêreld eintlik in totale afhanklikheid van U, ons Here, ons God. Here, soos wat ons sing, Here, is U die middelpunt van dit wat ons glo. Here, is U die Here wat nie beskaam nie. U is nie die Here wat nie terugstaan nie. U is die Here wat teenwoordig is. Here, so kom bid ons, Here, ook in hierdie aand, in hierdie geleentheid, Here, dat ook U, Here, U genade en U guns, dat ons die bewus daarvan sal wees. Hou ons vas, Here. Amen. Ons kom, so wat ons sit, kom ons sing saam hierdie volgende lied, die 396, ons sing vers 1 tot 3, soos wat ons sit. Aanskou die eiland sien, die kruis, die hemelvolk, verag, vergeld, vir my het hy, om daar laat lang, hy leef, hy sterf, in my belang, hy hang van God en mens verlaat, my siel daaraan, der spot en naam, hy bly verdra, vergeef, versoen, en so redder sal ek roem, vir al my skuld het hy betaal, vir my in hulle hand gedaan. Sy kruis, sy liefde onbegrens, ons heilige
suster, ons skriflesing vanaand kom uit Jesaja 52. Ons gaan daar lees vanaf vers 13 tot Jesaja 53 vers 12. Voor ons saam lees, kom ons bid saam. Here, ons kom dankie, Here, dat ons, Here, op U naam en in U naam, Here, hier by mekaar kan wees. Here, dat ons deur U vergader is. Here, dat ons hier is, omdat U ons roep, omdat U ons beskerm, omdat U ons onderhou. Here, so kom bid ons ook, Here, dat hier waar ons saam is, U woord vir ons sal oopbreek. Here, dat ons sal hoor, maar dat ons ook sal doen wat U vir ons sê. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. So wat ek gesê het, Jesaja 52 vanaf vers 13. Ekskuus. My dienaar sal voorspoedig wees. Hy sal hoog in aansien wees, hy sal baie eer ontvang. Baie mense was ontsteld oor hom. Hy was so misvorm dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie, nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie. Maar hy gaan baie nasies laat ons opspring van verbasing. Konings sal spraakloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie. Hulle sal iets sien, hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het nie. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaars was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie die skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig weggedraai het. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem, en wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by die goddeloses, hy was by die sondaars in die dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here, om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bittere lyding sal hy weer die lig sien, en hy sal die Here ken. My dienaar die regverdige sal baie regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal met die magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het, en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het, en vir oortreders gebid het. Tot sover
ons skriflesing vanaand. As ons dink aan lyding, dan maak ons as mens baie maklik of eintlik baie moeilik vrede met die lyding wat ons in hierdie wêreld beleef. Veral as die lyding ons aan ons vel raak, veral as die lyding naby aan ons kom, aan onsself of aan ons familie, aan ons vriende, dan hou ons nie te veel daarvan nie. Ons hou nie van dit wat ons beleef nie. Ons roep eintlik uit baie keer, soos Psalm 22, my God, waarom het U my verlaat? En tog, aan die ander kant, is die fascinerende dat as ons dink aan lyding, as ons lyding sien buite, en ons dink aan hierdie, ons praat altyd van helde, mense wat hulle self prys gegee het, mense wat hulle self op 'n manier, hulle lewe op die spel geplaas het, opgeoffer het, ter wille van 'n saak, ten spyte van die koste wat dit hulle sou vra, dan sien ons lyding as iets wat 'n potensiaal het om ons op 'n manier te dryf. Ons sien lyding as iets wat 'n potensiaal het om 'n wêreld om te keer. As ons die gedeelte lees in Jesaja 53 en 52, sien ons hoe hierdie skrywer juis van so 'n leier kom praat. Sien ons hoe hierdie skrywer kom wys wat en wie so 'n leier veronderstel is om te wees. Ons sien dat dit nie gaan oor die voorkoms nie, ons sien dat die skrywer in Jesaja juis wys, dat hy kom sê, maar dit gaan oor dit wat gebeur, oor dit wat hierdie persoon kom doen. Ons sien dat hierdie psalm, of hierdie skrywer in Jesaja, juis kom en sê, maar deur hom sal God vrede bring en ons van ons eie paaie wat verkeerd is, bekeer. Dat ons lewe sal terugdraai, spesifiek die skrywer, dat ons pad sal terugdraai na God toe. Wat besonder is in hierdie gedeelte is dat die dienaar juis die hoogste prys betaal het. Dat ons lees dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, graf gekry het by die goddeloses, by sondaars in die dood. En net daarna dat hy nog lank sal lewe. Op 'n verskeelde manier kom sien ons hoe hierdie skrywer in Jesaja juis kom sê, maar daar's 'n verwagting. Daar's 'n verwagting van 'n opstanding, daar's 'n verwagting van iets na die dood. En ons sien hoe hierdie skrywer in Jesaja kom sê, maar juis daarom sien ons die ereplek wat vir hom gegee gaan word. As ons dink as Nuwe Testamentiese gelowiges en ons kyk na hierdie gedeelte in Jesaja, sien ons op verskeie plekke in die Nuwe Testament waar hierdie gedeelte aangehaal word en waar dit toegepas word op Jesus. In Johannes 12 lees ons dieselfde vers as in vers 1. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word. Hy, Here, wie het geglo wat ons gehoor het, en aan wie is die mag van die Here geopenbaar? Matteus 8 vers 17. So is vervul wat deur die profeet Jesaja gesê is, hy het ons lyding op hom geneem, ons siektes
het hy gedra. 1 Petrus 2 vers 22. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. En dan hoor ons Jesus self in Lukas wat kom sê, maar en hierdie skrifwoord moes in vervulling kom. En hy is as misdadiger beskou, moet aan my bewaarheid word, want wat op my betrekking is, gaan nou in vervulling. Ons beleef in hierdie tyd, as ons dink aan Paastyd, as ons dink aan hierdie donderdag wat ons by mekaar kom. Môre is Goeie Vrydag. Wat is goed daarin? Christus het gesterf. Hy sy lyding, ons lyding, ons sondes op hom geneem. Hy het gesterf ter wille van my en van jou, om ons uitkoms te bring uit ons ellende, uit ons gebrokenheid, uit ons sonde. Hy het gesterf sodat ek en jy as diensknegte van die Here ook hom kan volg. Dat ek en jy in 'n verhouding kan leef met die lewende Here. Ons sien, ons het gesing, middelpunt van ons verlange, die gekruisigde, wat die middelpunt is, en die fokus moet wees van ons wêreld. Van dit wat ek en jy in glo, van dit waarop ek en jy staan, van dit wat ek en jy vertrou. Ons leef in 'n tyd wat ons as gelowiges vir mekaar moet sê, maar wat is die prioriteit? Wat is dit waaroor ons geloof gaan? As ons dink aan Paasnaweek, as ons dink aan Goeie Vrydag, Christus, wat ons lyding op hom neem. Ons sien in die kruis die geweld oorwin. Ons sien hoe die kruis juis versoening in hierdie wêreld eerste stel. Christus wat homself kom gee ter wille van my en jou. Die vraag is natuurlik, wat maak ons met dit? Wat maak ons met dit wat Christus vir ons kom doen? As ons na die katekismes kyk, dan kom sien ons juis hoe die Here of hoe die skrywers van die katekismes kom sê, maar ons reaksie op die verlossing wat Christus bring, is 'n lewe van dankbaarheid. 'n Lewe wat gefokus is, gebou is op 'n radikale navolging van Christus. Dat daar waar ons gaan, ons hierdie Here wat vir ons alles kom gee het, kom volg in dit wat ons doen, in dit wat ons uitleef, in dit wat ons sê, die manier hoe ons optree, in ons totale menswees, Christus vergestalt. Christen wees vra elke keer vir my en vir jou, wat beteken die navolging van die dienskneg, die lydende kneg aan die kruis? In elke situasie, en dit wat ons doen, Christus staan sentraal. Volgens ons teks, volgens die gedeelte wat ons saam lees, gaan die radikale navolging juist daaraan om te sê, maar dit gaan nie oor wat ons sê nie, maar dit gaan nie oor wat ons doen nie, maar juist dat ons in dit wat ons doen, Christus navolg. Juist dat ons hom vergestalt, juist dat ons hom kom uitleef. Dit gaan oor versoening. Is seker een van die moeilikste goed vir ons in ons tyd.
is om onsself die minste te kom maak. As ons dink aan Filippense, dan sien ons in Filippense 2 waar die skrywer, waar Paulus vir die gemeente kom sê, maar julle moet julle self, Christus kom maak homself, kom gee homself ter wille van ons. Hy kom maak homself 'n diensknegt, nog minder, hy kom maak homself 'n slaaf ter wille van my en jou. As ons 'n pad van versoening loop, en ons dink aan ons families, ons dink aan ons verhoudings met die wêreld buite, dan sê ons maar juis, ons word gestuur in hierdie wêreld in om versoening te bring. Om die boodskap van verlossing van Christus wat homself kom gee het aan die kruis uit te leef, uit te dra. En daarom, as ons môreoggend wakker word, as ons môreoggend dink aan Goeie Vrydag, beleef ons die diergenade wat die Here vir ons kom gee. Aan die een kant, soos wat ons weet, sê ons hierdie genade is gratis, dit kos niks. Maar dit het die Here duur gekos. Daarom moet ons nie die genade goedkoop maak, deur dit net te ontvang, maar nie daardeur verander te word nie. Ons kan nie net leef, asof dit maar net nog 'n gebeurtenis is, nog iets in ons lewe nie. Dit is die totale verandering van ons lewe, want God het sy seun gestuur ter wille van ons in hierdie wêreld, ter wille van ons om in 'n verhouding met hom te leef. Broer en suster, ons kan nie net dit afmaak as net nog 'n dag nie. Ons kan nie dit net afmaak as net nog 'n geleentheid, maar ons moet die rede raak sien om te sê, maar Christus het gekom ter wille van ons. Ons wil so baie keer vir mekaar sê, maar ek en jy is hier, en die Here is hier om ons belange te voorsien. Ons moet net ons lysie vir die Here gee, en dan sal die Here in dit wat ons diepste behoeftes is, voorsien. As ons hierdie gedeelte lees, kom sien ons juis die teendeel. Die kruis wys vir ons dat God se genade nie goedkoop is nie, juis dat hy kom vra dat ek en jy ons kruis sal neem en Christus sal volg. Dat ek en jy as te ware voor Christus sal kom kniel en sê, Here, stuur my in hierdie wêreld in. Die verwagting is juis dat God saam met my en jou hierdie kruis dra. Dat die Here saam met my en jou hierdie diergenade in hierdie wêreld indra en kom sê, maar ek is gestuur om hierdie wêreld te oorwin. Ek is gestuur om hierdie wêreld te verander. Vanuit die kruis, dit wat Christus kom doen het, lyk die wêreld anders. Want daar's hoop. Vanuit die kruis lyk die wêreld anders. Want dit gaan nie oor myself nie. Vanuit die kruis beleef ons God, wat homself ter wille sy seun stuur, ter wille van ons. As ons die teendeel sê, sonder die kruis, is die wêreld 'n plek waarin ek die beste vir myself moet behaal, waarin alles gaan oor dit wat ek wil hê.
Oor ek wat eerste gestel moet word, ek wat moet wen, ek wat 'n front moet ophou, om op 'n manier geloofwaardig in hierdie wêreld te leef. Vanuit die kruis gesien, sien ons ook ons eie foute, maar ons sien ook die genade wat die Here vir ons kom gee. Christus, ter wille van ons. Mag ek en jy, broer en suster, in hierdie wete leef, dat die Here ter wille van ons gesterf het. Dat hy homself ter wille van ons kom prys gee het, sodat ek en jy in 'n verhouding, 'n ware volkome verhouding met die Here kan leef. Mag ons daaraan vashou in hierdie wêreld, wat dit wil kom afmaak as niks. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, ons kom dankie vir u sondeoffer. Ons kom dankie, Here, vir die prys wat u betaal het, sodat ons, Here, in hierdie wêreld kan leef met die wete, Here, dat u 'n ewige God is. Ons kom dankie, Here, dat ons kan weet, u het die prys betaal, sodat ons in 'n verhouding kan leef met u, die ware en ewige God. Ons kom bid, Here, gee dat ons bewus sal wees van die prys wat u betaal het. Dat ons sal erns maak met ons geloof, en dat ons dit sal uitleef in hierdie wêreld. Dat ons sal hoop bring, Here, want u is ons hoop, u is ons rots, u is ons vreugde. Ons kom bid, Here, ons kom vra dit in u naam. Amen. Ons kom lees saam verder, so wat ons sit in Johannes 18. Nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor Kidronspruit gegaan. Daar was 'n tuin en hy en sy disippels het daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar gekom het. Judas het toe die afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs, en hulle het daar aangekom en met lanterns, fakkels en wapens. Omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra, vir wie soek julle? Jesus van Nasaret, antwoord hulle hom, dit is ek, sê hy toe vir hulle. Judas, sy verraaier, het ook by hulle gestaan. Toe Jesus dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle teruggedreins en op die grond neergeval. Hy vra hulle toe weer, vir wie soek julle? En hulle sê, Jesus van Nasaret. Toe sê Jesus, ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan, soos hy vervul word, wat hy voorheen gesê het, van die wat u my gegee het, het ek niemand verlore laat gaan nie. So 'n stukkie verder, Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobienplek, soos dit genoem word in Hebreëus, Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. En dan hier aan die einde, hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors.
Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldaat het toe 'n spons vol suurwyn op Jesus op dakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het hy gesê dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Ek gaan vra dat die tafel in gereedheid gebring word terwyl ons die volgende lied saam sing. Ons sing hierdie lied net soos wat ons sit. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis, net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het die volgende betekenis. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. By die nagmaal oordink ons en verkondig ons die dood van die Here. By die eet van die brood en die drink van die wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voorgees, hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval het en gesterf het, hoe hy die lydingsbeker gedrink het, hoe hy van God verlaat was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. In die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. In die vyfde plek is die nagmaal 'n vreugdefees. En uit dit alles blyk dit alles dat die nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die nagmaal is dis 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier. En om nie daarvan verseker te word, dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en ook in ons toekomsverwagting. Ek gaan vra dat die persone met wie gereël is ook vir my voor aan die tafel kom sit terwyl ons dan die tafel is reeds in gereedheid gebring, so ek vra dat die persone voorkom sit. Is nou oom hulle? Sê, cool. Broer en suster, julle kan oomblik kan sit.
Broer en suster, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek. Daar is sondes waar ons met woord, met daad, met gedagtes versuim het om te doen wat die Here van ons vra. Kom ons verootmoedig onsself voor die Here. Ek gaan 'n paar oomblikke daarvoor gee. Amen. Broer en suster, laat ons dan vas glo dat ons oortredings vergewe is op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna streef om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te leef. Ons bely ons geloof in hierdie Here wat gesterf het ter wille van ons. Kom ons doen staan in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sou kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. U kan die plek weer inneem. Broer en suster, ek gaan vra dat die tekens uitgedeel word. As ons die tekens, ek vra dat julle ook die tekens hou. As ons die tekens dan ontvang het, gaan ons aan die tafelgebed dan saam doen, en dan ook die instellingswoorde vir die nagmaal.
Broers, so terwyl die diakens terugkom, is daar iemand oorgeslaan met die brood of met die wyn. Mannes, kan ek vir oom vra? Man, dankie. Broers, is so wat ons sit, om ons doen die tafelgebed saam, hardop, met die woorde van die Onse Vader, wat op die bord gaan verskyn. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook die vergewe, wat ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Broer en suster, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, is sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Broer en suster, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo, dat sy kosbare bloed vergiet is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. En suster, voor ons afsluit, is daar iemand wat die beker wil gebruik? Kom ons bid saam. Here, as ons in hierdie aand kom stil word. Here, is dit met diep dankbaarheid teenoor 'n God wat leef, teenoor 'n God wat met ons begin, teenoor U, Here, wat ons as mens liefhet, onverdiend. Dankie, Here, dat ons in hierdie nagmaalstekens die bewus kan wees van U genade. Dat ons bewus kan wees, Here, dat U ons ook deur hierdie tekens
oproep om 'n lewe te leef tot eer van U. Dat U ons oproep, Here, om U te volg. Ja, Here, want U het vir ons sondes betaal. U het ons gekoop, Here, met duur genade. Help ons, Here, dat daar waar ons gaan, ons dit sal uitdra. Ons kom bid dit, en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, kom ons staan, en sluit ons af met ons slotlied. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. Deur sy kruis tot hy die Here self sy hand na ons gereik. Sing ons sing van ons verlosser, aan die kruis het hy gelei. Deur sy dood kry hy verzoening, van ons skuld maak hy ons vry. Laat ons praat met almal om ons, oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing ons sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning, oral waar ons dit vertel. Kom ons bid saam. Here, ons kom bid nou, dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Gees, met ons elkeen sal bly en wees. Amen.